Manipuleer is 'n metode wat jy gebruik. Jy pers eintlik iemand af. As jy nie doen wat ek sê nie, gaan ek mislik wees. Ek gaan vir 3 dae nie met jou praat. Jy manipuleer. Want ek wil hê my wil moet geskied. En jy wil nie doen wat ek sê nie, so nou manipuleer ek jou. Afpersing in 'n besigheidstransaksie. Vind jy iets uit van iemand sodat jy hom daardeur kan afpers, sodat hy die transaksie kan doen soos jy hom gedoen wil hê. Laat my wil geskied. Amen. Dis wat dit is. As jy steel, jy kort geld om jou rekening te betaal. Jou water en ligte rekening moet einde van hierdie maand betaal wees. Jy het nie die geld nie. Jy stap by iemand se kantoor en hy is nie daar nie. Daar lê sy beursie. Jy sien sommer die kontant daar in sy beurs. En jy weet hoeveel geld het jy gaan dit nie eens mis nie. En jy vat dit. Daai aand kan jy maar bid, laat my wil geskied. Amen. Want as jy gebid het, laat U wil geskied, dan sê jy gesê, laat ek maar kom by die einde van die maand en laat dan die geld wees vir my water en ligte rekening en laat hulle my krag maar afsluit. Maar ek skuil by U, laat U wil geskied. En dis die verskil. En Yeshua kom in Getsemane en hy sien, hulle gaan my doodmaak. Môreoggend as die son opkom, is ek op pad na die kruis toe. Hulle gaan my op 'n baie wrede manier martel en dan aan die kruis ophang. Vader, verlos my van dit. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. Nou, hoe bid ons vir die water en ligte rekening? Vader, ek is in die moeilikheid. Ek het nie genoeg geld vir die water en ligte rekening. Ek het dit nie spandabel gespandeer nie, ek het dit nie gaan uitdobbel nie. Ek het nie gaan goedkoop wat ek nie nodig het en nou het ek nie geld vir die water en ligte rekening. Ek is in die moeilikheid. My inkomste is minder as my uitgawes. Ek bid dat U my sal verlos van hierdie probleem van die einde van die maand, dat ek nie my rekening kan betaal nie. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. Hoekom bid ek dit? Want sy wil vir my is volmaak, is die beste wil. En as ek nie die water en ligte rekening kan betaal nie, dan beteken dit, dit wat met my gaan gebeur omdat die krag afgesny is by verre beter as dit wat met my gaan gebeur as die krag aanbly. En daarom laat Vader dit toe. Want die belofte sê, alles werk ten goeie. Die beter ding gaan met my gebeur. Nou vanselfsprekend sien ons nie beter ding nie. Ons sien die slegter ding. Ons sien die eerste van die volgende maand die druk die skakelaar en die lig kom nie aan nie. Hoe kan dit beter wees? Dalk nie nou nie, dalk nie môre nie, dalk nie oor 'n maand nie, maar verseker iewerster gaan dit beter wees en dit gaan 'n baie groter bate hê vir ewig. Ek is seker toe Abraham vir Isak moes gaan offer het hy gebid, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. En wat het gebeur toe hy Isak gaan offer het? Toe sê Vader, nou weet ek dat jy my werklik liefhet. Nou weet ek dat jy my meer liefhet as jou eie seun. Ek weet dat jy tot die dood toe getrou is aan my. En ons, as ons wil hê, hy moet sien dat ons hom waarlik liefhet, en dit kom by die einde van die maand, en daar is nie geld vir water en ligte nie, en jy vertrou hom, en af is die krag. En jy sê, Vader, nogtans sal ek U loof. Al sou die vyeboom nie bot, al sou daar geen vee in die kraal mee wees nie, al sou die olyfoes misluk. Nou goed, ons sing dit, maar bedink ons dit. Nogtans sal ek in Jahwe jubel. Hoekom? Dis presies wat Yeshua in Getsemane gesê het. Nogtans sal ek in Jahwe jubel. Wat was die uiteinde van dit wat met Yeshua gebeur het? Die beker het nie by hom verbygegaan nie. Hy was gemartel die volgende dag. Hy was opgehang in die kruis en hy daar gehang tot hy dood was. En toe werk alles ten goeie. Maar ons wil hê dit moet gister ten goeie werk. Psalm 23 sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie. Doodskade wee. Hy sê nie, hier voorkom dat ek deur 'n dal van doodskade wee gaan nie. Hy sê, al gaan ek ook daardeur, ek sal geen onheil vrees nie. Yeshua was in daai dal van doodskade wee en hy het gesterf in daai dal van doodskade wee. Maar hy het geen onheil gevrees nie. Waar is Yeshua vandag? Hy is die koning van die konings. Hy is die oorwinnaar. Hy is die geliefde prins wat sy bruid uit die dood uit verlos het. As gevolg van daai nag in Getsemane wat hy gesê het, nogtans nie my wil nie, maar U wil. En dis 'n ding wat ons moet snap. Ons dink dis net as dit kom by die dood. Nee, dis ook by die water en ligte rekening. Dis ook by die verhoging wat ek wou gehad het. Dis ook by die nuwe kar wat ek wou gehad het. Dit is ook by die kar wat die pap band gehad het en ek het gebid dat daar iets moet gebeur, dat iemand my kom help en niemand het my kom help nie. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. Ons gee ons lewe oor aan Hom.
Hoekom? Want ek leef nie meer nie.